Jy is ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom ons groei saam in Jesus met Chris en Eldie. Lord of all creation, of water, earth and sky. Hoi vriende, hoop het gaan goed en geseënd met julle. In hierdie nuwe jaar van 2026. Om te dink hierdie eerste maand is al op sy kop. Kan jy dit glo? Ja, Sjoe, maar die tyd het gevlieg. jy het die tyd gevlieg of het dit geloop? Ek weet nie, maar dit voel of jy vir amper tyd is om weer vakansie te hou. Ja, dit is so. Vriende, ek hoop en vertrou met elkeen van julle gaan het geseënd. En ja, welkom by nog 'n program van my vrou se sepie Groei Saam. Maar voor ons begin, kom ons begin net op die regte manier. Sluit asseblief die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Yahweh, Here onse God. Vader in die wonderlike naam van ons verlosser Jesus Christus. En deur die leiding van u Heilige Gees, my God, kom ons na u troon toe. Wil ons u kom loof en prys. Ons wil vir u kom dankie sê. Here, dankie weer eens vir hierdie platform wat ons het om meer van u te leer, om van u te hoor. Vader, open ons ore. Daar waar ons vasval, daar waar ons sukkel, daar waar ons bekommerd is. Vader, lig dit vir ons als uit. Ja, Here, en gee vir ons daardie leiding en daardie wysheid. Alle verstand te bowe gaan. My Vader, ons loof en ons prys en ons dankie. In Jesus Christus wonderlike naam. Amen. Amen. Daar sê vriende, kom ons groei. Dit is Dinsdagoggend. Januarie maand is al amper verby. Die parkeerplek is vol, die koffie smok skielik swakker. Almal se e-pos het oornag besluit om terug te keer met vrae. Aldien sit by 'n lesenaar en staar na 'n skerm. Sy weet nie hoe sy al hierdie duisende e-posse gaan antwoord nie. Chris soek 'n bietjie suiker vir sy koffie, maar o ja, hy drink nie meer suiker nie. So wonder wat soek hy. Chris, sê my eerlik, is dit sonde om reeds so vroeg in Januarie te verlang na die volgende vakansie? Môre Eldien. Hallo Chris. Jong. Het jy lekker vakansie gehad of nie? Ja, ek het 'n lekker vakansie gehad. Jy sien, maar ek dink dit is ook maar net menslik, né? Sonde is om maandag te leef asof God net op Sondag bestaan. Nie sonde om te dink dat of hoop vir nog 'n vakansie nie. Dit is maar net om, ja, jy's 'n Sondag Christen. Jy is op 'n Sondag, is jy so heilig dat niemand eers aan jou kan raak nie, maar kom maandagoggend. Want jy al vergeet jy was in die kerk. Dis waar. Ja, Dit is absoluut waar. Ja, jou preek het my juis Sondag getref. Ek kon nou nie by die kerk uitkom nie. Maar ek het daarom op julle JC Administration YouTube kanaal geluister. ek is bly Eldientjie, ek is bly jy luister daaroor. Ja, ek is jammer ek kon nie kerk toe kom nie. Nou, dit Maar jy fyn. weet, dit was so lekker warm en Natuurlik, dit was die weer belangriker as die kerk. ja, soort van. So het ek 'n bietjie geswem en lekker ontspan. En toe, net voor ek gaan slaap, toe luister ek jou preek. So natuurlik moes jy eers jou wat jy wou gedoen het. Ja, ek wil dit eers doen, ek wil dit doen. Ek het nie nou tyd vir Jesus nie. Nee, ek wil dit doen, ek wil daai doen. O nee, ek het nie nou tyd vir Jesus nie, want ek wil dit doen en ek wil daai doen. So dis waar jy was. Ja, maar ek het So nie jy ek eerste gestel mos nou. maar ek het nie so daaraan gedink nie. Ek het net gedink om 'n bietjie te ontspan Sondag. Natuurlik. So ontspan jy nie in die kerkie? Nee, moet mens ontspan in die kerk. Wat gaan doen jy in die kerk? Jy gaan mos nie hard werk daar nie. O Jy ja. is ontspan om na die woord te luister. Om vervul te word. Om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Dis mos lekker. Ja, dit is so. En ek meen as jy daar uitloop, mits jy nie jou ore uitgeleen weer vir die wêreld nie en geluister het wat die Gees van God met jou praat,
as jy daar uitloop, kan ek jou garantie, voel dit lekkerder as jou eerste swem op 'n warm dag, wat jy so laat verfris voel. As jy daar uitloop, wow, dis so lekker, ek so lekker afgekoel, né? As jy daar uit daai kerk uitstap, is dit 100 maal beter. Actually is dit nogal waar, né? Maar ek het nie eers daaraan gedink nie. Actually is dit nogal waar, ek verstaan nie, hoekom sê jy vir my? Oh, sorry, is dit nogal waar nie? Dit is waar. Dit is waar. Ek weet dit is waar en alles. So ek is jammer dat ek nie so daaraan gedink het nie. Ek weet regtig nie wat om te sê nie. Ek wou net my Sondag geniet het en ek wou lekker gaan swem het en ek wou net ontspan het, bietjie weggekom het van die wêreld af. Maar ek moet sê, toe ek Sondag aand na die preek geluister het, toe het alles sin gemaak. Ek het nuut gevoel. Ek was hoopvol, ek was ingestel. Veral toe ek hoor van hierdie nuwe skoene. Maar toe kom Maandag met sy verkeer, sy sperdatums, mense wat nie goeiemôre sê nie. Hoe hou 'n mens daardie dag die Sondag gevoel vas, sonder om Maandag te haat? Ek voel soms skuldig as my geloof nie konstant hoog voel nie. En is dit regtig normaal om so te voel? En pas nuutmaking hierby in. Verstaan nie. Eldien, ek dink dit is waar jy dalk die pot bietjie mis sit. Bietjie mis het. Ja, jy moet nie so emosioneel daaroor voel nie. Dit is mos nie 'n emosionele gevoel nie. Dit is 'n feit as jy nie gemaak word. Weet jy, as jy nie gemaak word, dan leef jy anders. Jy sien die wêreld anders. Jy doen dinge anders. Jy is besig om nie te word. Presies. Ek dink amper ek weet wat die probleem is. Jy het maandagoggend uit die bed uit gespring, of nog voordat jy die bed uit gespring het, jy jou foon gegryp en gesien al die negativiteit van die wêreld, al die e-mails wat vir jou voorlê, en net daar het jy weer moedeloos geraak. Ja, maar aangetrek, klaar gemaak, warra, en jy het in jou karretjie gespring, en jy het werk toe gejaag. Ek weet nie hoeveel mense het jy weer gevloek langs die pad nie, maar in elk geval, jy aangekom, die dag ook maar deur gesukkel, en so meer. En toe sy weer huis toe, kinders raas, man lawaai, jy sê middag, Maandag is verby, jy wil net rustig wees, jy wil net gaan slaap, en daar soos jy net stort in die bad, wat ook al jy doen, in jou nagklere, in die bed, en jy slaap. Hoe weet jy? Hier kom vanoggend weer dieselfde, gryp jy sy foon, en kyk wat sy e-mails het nie gister geantwoord nie, of het jy weer 'n snotty boodskap teruggestuur, en so dat jy weer in die wêreld moet se vasgeval. In plaas daarvan, het jy eers jou Bybel gegryp. O ja. En jou oë toegemaak, sê Here, hier is u woord. U woord, u liefdesbrief vir my Vader, wat wil u vandag vir my sê? Jou Bybel oopmaak, kom lees. Dat luister wat die Vader vir jou sê, en dan kan jy weer bid en sê, Here, hierdie dag los ek in u hande. Ek vertrou u om my deur te lei. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek weet u is aan my kant. Lei my deur die dag, en so praat jy mos met God. En jy vra, en dan moet jy glo dat hy met jou is. En dan kom jy met 'n gejubel by die werk kom. Niks is vir jou te ernstig en niks is vir jou te goor. Jy sien, dis deel van nuutmaking. Klaar gewerk het, kom jy by die huis, wees vriendelik met almal, skree nie op almal nie. Hou julle kerk of 'n bietjie Bybelstudie soms saam as gesin. Almal gee dit 'n lekker atmosfeer. Want weet jy, om Jesus te volg, en jy is besig met jou nuutmaking, dit is asof jy 'n ander aroma het, 'n ander geur wat jy afgee. 'n Vriendelike een, sagmoedige een, liefdevolle een, vrug van die Gees. Jy ruik lekker, jy lyk goed, jy lyk happy. As ma happy lyk jy huis ook sommer happy. Maak nie saak wat met die kinders of met die man se dag gebeur het nie. Jy 'n vriendelike gesig opsit,
gaan almal saam met jou vriendelik wees. Maar lawaai in daai huis in en almal lawaai saam. Sien, jy moes die leiding gevat het. Jy moes geluister het wat die preek was. Jy moes vir God geluister het. Eers na hom toe nader en hy sal tot jou nader. En so sê jy nag vir jou gesin, sê nag vir die Here, loof hom prys omdat jy deur die dag gelei het, slaap. Môreoggend word jy weer wakker. Gryp jy weer jou Bybel heel eerste. En as dit nie werk vir as jy sukkel om jou Bybel eers te gryp, jy gryp jou foon. Sit jou foon verder neer. Laat jy moet geforseerd voel om op te staan om jou foon te gaan kry, maar sit jou Bybel reg rond jou nek. Dat dit daar is. Dis 'n goeie plan. Ja, probeer dit. So sien jy nou, Eldientjie, hoekom het jy so gevoel? Ja, ek het presies gedoen soos wat jy gesê het. Ek nie moet gedoen het. O, so was ek reg. Ja, Jy sien in 2 Korintiërs 5:17 sê dit mos vir ons. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel en die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Daai stuk het jy vergeet. Jy het van die Here vergeet. Jy het nie nou tyd gehad vir hom nie. Sien Eldien, as 'n mens nuut gemaak word. Ek het jou lankal gesê Vader is nie het nie soos wat die fietjies mos het in 'n wand en sê abracadabra, woem, daar's jy beter en alles is happy go lucky nie. Nee, dit kos jou om iets te doen. Kos jou ook iets. Dis soos ek al gesê het, jou nuwe skoene. Vader sal dit vir jou gee. Maar ek gaan dit nie vir jou aantrek nie. Jy moet dit self aantrek. Jy moet maar jou ruggie buig om daai skoene aan te trek. Vader gee dit vir jou. Doen iets. Jy moet uit jou hart dit ook iets wil doen. okay. Dit maak sin. Jy sien, en dan is dit mos nou nie net die geheim. Dan mos nou net nie op dat 'n ou dit op 'n Sondag vashou. Maar jy kan dit die hele week saam met jou dra. Die hele week. Dis baie mooi woorde. Amen, dat ek sommer vir jou klaar gepreek weer. Chris, ek hoor dit jy sê, maar ek wil iets weet. Hoe leef ek dit prakties uit by die werk? Ek sit tussen mense wat nie my waardes deel nie en soms voel ek moet kies tussen professioneel wees en geestelik wees. Is dit moontlik om albei te wees sonder om vreemd of veroordelend voor te kom? Hoe lyk 'n nuutgemaakte lewe in 'n kantoor? Ja, dinkie. Sien, God het jou nuut gemaak. Soos ek weer eens gesê het, hy gaan nie net sê boef, daar's nou sommer vir jou ander werk, al daai goeders. God gaan jou mos nou eers plant waar hy jou wil hê. God wil jou in daai kantoor hê, hy wil jou by daai werk hê. Want dit is waar jy gaan groei. Dit is waar jy mense se harte gaan verander. Dit is waar mense jou gaan raak sien, maar kyk net hoe vriendelik is hierdie Eldien. Kyk net, sy's anders. Sy's anders. Soos jy toe ek 'n jaar terug met jou aangegaan het, het jy so happy en vriendelik is en elke dag. Ja, dit sou my nie geplan dat jy my by HR wil aangee oor my Bybel nie. I don't care. Regtig, ek luister vir God, ek luister nie vir die wêreld nie. Dit is vir my belangrik wat God van my sê. Dit is vir my belangrik wat ek vir God doen. Nie vir die wêreld nie. Die wêreld kan maar vir my sê, hoor jy mag nie Bybel lees of bid nie. Vir wie gaan ek luister? Regtig nie na die wêreld. Nee. Jy sien, Kolossense 3:23 sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mens nie. God sal jou nie op 'n plek plaas waar jy nie wil hê nie, en as jy daar geplaas het, sal hy daar saam met jou wees. Hy sal jou daar deurtrek. Hy sal jou daar bou. Jy moet net glo en vertrou op hom. Jy sien, en dit is hoe jy mos nou vir God verheerlik. Met jou getrouheid, met jou happy go lucky, met jou gedrag. Niks kan jou vrede mee steel nie, want die wat in jou is sterker as die wêreld. Dit is hoe jy vir God verheerlik. Dit is hoe jy mense aanraak, en dit is hoe jy vir mense wys. Kyk, I am a child of God. Kom wat voor. Yes, kan jy nie my dit is asof ek wil jou eintlik vra om my hand vashou en elke treukie saam met te stap, want al die
woorde wat jy sê, net om my heeltyd te herinner aan hoe ek moet leef. Want dit klink so maklik as jy dit sê. Geraldine, dis nie maklik nie. Vat geloof. En dit vat van jou bereidwilligheid. Dit vat gehoorsaamheid. Dit vat iets van jou. Verstaan jy? So, ek kan jou hand vat, ek kan saam met jou die pad stap, maar tog gaan daar tye kom en plekke kom waar jy alleen gaan wees. Ja. Jy het tyd nodig saam met God. God wil jou bou. Hy wil nie ons bou nie. En elkeen se pad is nie dieselfde nie. God het vir ons ander doelwitte, hy het vir ons ander bane wat ons in hardloop. Alhoewel ons almal op dieselfde pad is, na dieselfde plek. Maar jou pad lyk vir my dalk moeiliker as my pad of makliker. En dan wil jy pad baie ruil. Maar dan kom jy agter, Jesus, nee genade. Kry maar weer terug aan my pad. Want hoekom? Jy stap nog nie volwasse genoeg om op hierdie pad te stap nie. Jy's nog nie daar waar God jou wil hê nie. Want dit is nou weer eens waar daai eie ekkie inkom. Ek wil daar gaan loop waar hy is. Dit lyk so lekker daar. Ek wil, verstaan jy? Ja. Dis nie wat God wil nie. So raad jy nou weer klaar. Vergeet. Sure. Maar Chris, wat van dae wanneer ek moeg is, wanneer ek kort af raak, geïrriteerd voel en dan ek net wil huis toe gaan. Ek voel dan sommer soos 'n swak Christen. Hoe pas genade in op hierdie dae? Aldien, weet jy wat nie, dit is presies waar God jou wil hê. Het hy nie ook vir Paulus gesê, hoorie sommer, my genade is vir jou genoeg nie. My krag kom dan te werke wanneer joune op is. So wanneer jy nie meer krag het nie, wanneer jy moedeloos voel, vra net Jesus, help. Ek is moeg, afgemat. Dan vat God oor. Dis waar die krag van die Heilige Gees begin. En dit is juist daar by daardie begin van jy is nou uit die pad uit. Nou kan God in jou werk. Want dan is die eie ek mos nou uitgeput. Okay, is jammer dat ek lag. Nee, maar dit is so. Maar dit is absoluut so pragtig. Jy sien Jesaja 40 vers 29 sê, hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Hy is ons krag, die een wat in ons is, gee vir ons daardie krag. Weereens, jy moet dit glo. Ja, dis pragtig. Maar, Soter Chris, eerlik nou, hoe weet ek of ek regtig rus? Of ek net wegvlug van die week? Partykeer voel dit net asof ek afskakel en God saam met die week bære, tot môre toe wanneer dit Sondag is. Op 'n Saterdag dan is dit net ek. Dis 'n eerlike waarneming. Jy sien, rus is ons herstel, maar nie ontspanning nie. Jy sien, Eksodus 12 vers 10 sê vir ons, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Sien, dit is wanneer God het self ook gerus. So hy het die Sabbat ingestel vir mens, om te kan rus, om 'n dag af te vat. Maar, vat daardie dag af van die wêreld, maar nie van God. Dink so daaraan. Sal jy wil dat God 'n dag afvat en jou glad nie ken of help of iets nie? Is dit weg? Nee, ek dink nie so nie. Nou, hoekom wil jy dit met hom doen? Ek het nie vir antwoord Jy nie. kan rus, maar rus in sy arms. En dan sê ontsnapping van Ek God sê nie. nie, moet om die hele dag, jy het nie nodig om die hele dag te loof en te prys en Bybel te lees die hele dag, nee. Maar, wees in hom die hele dag. As jy 'n duik in die swembad vat, byvoorbeeld, wie het daai water gemaak? Wie het vir jou die swembad gemaak? Die mense nie, dit is God. Water kom van Vader af. Dankie vir die water, my Here. Kos jou nie werk nie, kos jou nie moeite nie. En jy weet hy is by jou. Want hoe meer jy vir hom dankie sê, hoe meer jy hom loof en prys, gaan jy sy nabyheid voel. En soos ek gesê het, ek weet nie of jy dit gehoor het nie. As ek partykeer vir God sê, Here, ek het U lief. Dit is hier op die kop van my maag. Dan voel ek soos butterflies.
Dan weet ek, want dit is mos waar jou siel sit. Hoe waar jou ribbekas by mekaar kom, ek glo dis waar jou siel sit. En dis daar waar die butterflies is. Dan is my siel mos nou gelukkig met die Here. Dis wat ek dink. Ek kan verkeerd bewys word. Ek sal like as iemand vir my op 'n ander manier dit kan verduidelik, maar dit is hoe ek voel. So, jy rus van die wêreld, maar jy kan nie rus van God. Okay. So, nou wat dan van Sondag? Hoe kan 'n mens op 'n Sondag of dat 'n Sondag net 'n geestelike laaistasie word waar jy weer leegloop teen Woensdag? Aldien, sien Sondag soos 'n petrolstasie vir jou kar. Wanneer hy leeg is, gaan jy mos dan stop om hom vol te maak, anders gaan hy lekker stoot. Is dit nie? Dan is dit mos nie die eindbestemming nie. Dit is ook nie 'n nuwe bestemming nie, dit is 'n nuwe begin nie. Dit is 'n herlaai plek. Jy moet gaan herlaai. Jy moet weer die geestes vulling kry. Jy moet weer vervul word. Jy moet weer, want deur die week raak jy uitgeput, jy raak moeg. Want jy bedien ook daar. Jy weet nie, maar jy bedien. Jy gee vir mense raad. En 'n ou raak leeg. Die vyand val jou aan. Hy doen dit elke dag. En hy val jou aan. En ja, jy moet weerstand bied die hele tyd. Jy raak moeg. En dan moet jy mos gaan petrol ingooi. Waar gaan jy petrol ingooi as jy nie kerk toe gaan? Waar gaan jy jou petrol vanaand vir jou siel? Ja, dis waar. Ons lees in Hebreërs 10:24. Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. So jy sien, wat jy Sondag ontvang, moet jy deur die week gaan uitleef aan ander. Nie, jy ontvang dit nou Sondag, en as jy skaars by die huis is, klaar vergeet, klaar alles, en daar gat jy weer net aan. Jy sien, Aldien, God gebruik Sondag om jou toe te rus, vir die week, vir die alledaagse ding. En as jy voel, jissie, maar hier teen Woensdag is ek nou weer empty. Selgroep. Sluit aan by selgroep. Kry iemand om dan bel, iemand vra vir hom saam met jou te bid. Lees jou Bybel. Bid elke dag, van dit gee jou Krag. dan sê. Okay. Maar hoe bly ek konsekwent net sonder om wetties te raak? Ek wil nie elke dag leef met 'n ek doen nie genoeg nie gevoel nie. Hoe leef ek vry, maar steeds toegewy? Aldien, dit is die hart van die evangelie. Jy leef nie net om God te behaag nie. Jy leef nie omdat hy jou reeds aanvaar het. Omdat hy jou nuut gemaak het. Wat so? Jou man maak jou happy. So jy wil meer tyd saam met hom spandeer. Hoekom maak jy jou happy? Want ek is lief vir hom. Wat doen hy vir jou dat jy hom lief het? Maak is ook wat hy doen nie. Ek soek maar net sy onderrig en sy liefde en sy tyd. En dit is hoekom jy meer tyd met hom spandeer. Ja, want ek Sien nou hoe's Vader. Vader is nog meer as jou man. Vader is nog groter en kragtiger en magtiger as jou man. Jou man is nie 'n tats nie. Jou magtige God. ja, So dan wil jy mos meer tyd met hom spandeer. ja, Jy wil hom mos dankie sê. Jy wil hom loof en prys. As iemand van my sê, as my vrou my groet in die oggend, so sê, okay, ja, sien jou later. Ek sê altyd as dit die Here se wil. ja, Want hoe weet jy of dit die Here se wil is om wie van huis te doen? ja, nee? Verstaan jy? Nou sien jy jou man nie, jy, daar gat jy. Werk toe. Wat vat jy saam? Met jou lunchbox en jou handsak. Waar is Jesus? Hoekom moet hy by die huis bly? Ja, dis Vat hom saam. Hy wil die dag saam met jou spandeer. Hy wil die res van die lewe saam met jou wees. En dit is hoe jy jou verhouding met God versterk. En jy nooi hom in elke situasie en hy wil deel wees. Al is dit goed, al is dit sleg. Wil hy deel wees van daai situasie wat jy in is. In Romeine 8:1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. So jy sien, as jy is in Jesus Christus, hy sal jou vashou, hy sal jou die regte pad wys. En ja, as jy val, en jy maak droog, hy sal jou vergewe. Hy is 'n liefdevolle Vader.
Sien, jy moet onthou, die nuutgemaakte lewe is nie perfek, maar dit is eerlik, afhanklik en ons volhard met dit. Chris, wat maak 'n mens as jy weet jy is nie gemaak, maar jy val steeds terug na jou ou patrone soos ek? Jy weet, ek doen dit gereeld. Ek praat van ou reaksies, ou gedagtes, ou maniere van praat, allerlei ou dinge. Dit voel soms of die ou mens net wag vir 'n kans om weer kop uit te steek. Beteken dit ek het nie regtig verander nie? Of God het my nie regtig verander nie? Of is dit deel van die proses? Hoe moet ek dit verstaan sonder om moedeloos te raak? Al die nuwe making beteken nie die ou mens bestaan nie meer. Dit beteken hy reageer nie meer, of regeer nie meer. Galasiërs 5:17 sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, hulle staan teenoor mekaar. Jy sien, struikel is nie dieselfde as terugkeer. Groei gebeur dikwels in klein oorwinningkies, bietjie vir bietjie, nie groot spronge nie. Jy sien, God werk met jou rigting, nie met jou tempo nie. Die feit dat jy bewus is van die stryd, is reeds 'n teken van 'n nuwe lewe. En onthou, as jy nuut gemaak is, jy is nie, dan leef jy so, nie net wanneer mense vir jou kyk nie, maar wanneer jy alleen is ook. Dis belangrik. So, hoe weet ek wanneer ek moet volhard en wanneer ek moet loslaat? Partykeer bid ek lank oor dinge wat dalk reeds al vervaldatum bereik het, en ek wil nie ongehoorsaam wees nie, maar ek wil ook nie net vasbyt wat God reeds beweeg het nie. Ek weet nie, hoe onderskei 'n mens dit? Wil jy sien, die eerste ding is, God bring vir ons vrede, nie verwarring. Jy weet mos as iets jou gelukkig maak, as jy dit in jou hart voel. Ek het nou vir jou gesê, daar waar jou ribbekas by mekaar kom, ek voel dit is waar die Heilige Gees is. Jy kan dit mos voel, jy voel die vreugde en jy happy. Jy voel die ooggat, wat moet ek nou hier doen, wat moet ek kies, die of daai? Dit is nie wat God doen. Hy bring nie verwarring nie. Die vyand bring nie verwarring, nie die Gees. Kolossense 3:5-7 staan vir ons. En laat die vrede van God heers in julle harte. Jy sal weet of dit reg of verkeerd is. Volharding word gedra deur geloof. Jy sien, vasklou word gedryf deur vrees. En onthou, God herhaal nie seisoene uit straf nie, maar hy laat jou nie bly waar jou nie meer vorm. Dis hoekom jy sal aanbeweeg. Wanneer God klaar is, raak die vrede stil en die onrus hard. Sjoe. Okay, maar hoe lief ek niet wanneer ek omring is deur mense wat vashou is in ou denke? Ek wil nie hoogmoedig wees nie, maar ek wil ook nie ingetrek word in negatiewe gesprekke en houdings nie. Hoe bly ek lig sonder om my eie lig te verloor? Aldien, Jesus het gesê, jy is die lig. Nie 'n flitslig wat ander kan aan en afsit nie. Dis mos 'n lig. Matteus 5:16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense. Jy sien, lig argumenteer nie met die duisternis nie, dit skyn. Dit hardloop nie weg nie, dit maak 'n verskil. Jy hoef mos nooit elke gesprek te wen. Jy moet net getrou bly. Ons almagtige Vader, vra nie dat jy mense verander nie, maar dat jy hom moet reflekteer. Lig by lig, selfs wanneer dit stil is. Hou goeie moed. Wees wie God gesê jy is en wat hy wil hê jy moet wees. Nie wat mense van jou sê nie. En dit is presies waar die vyand verskoon tog, wees sy vingertjie daar in die paai kry, want dan kom die twyfel, en dan, hy gaan ons mense om jou sit om daar die twyfel in jou te kom maai weer, maar weet jy, val terug op God se woord. Ek sê altyd, die vyand het nog nooit eers 'n boekmerkie geskryf of iets in daai lyn, niks, hy het niks.
maar ons glo tog altyd die negativiteit wat van hom afkom, die twyfel, die shucks. Maar die een wat vir jou 66 boeke geskryf het, waar jy alles kan inkry, raad, alles is daarin. Daai sukkel ons om te glo. Dis wat my nogal verstommend is. Maar, val terug op jou woord. Ken jou woord. Sodat jy wanneer jy daai aanslag kry, of so voel, jy die vyand kan antwoord. Maar dis vir die skrif sê. Ek meen, hoekom sal God sê, toe hy ons die mens gemaak het, dit is perfek, as jy nou so voel, of as jy nie voel jy is perfek nie. So met ander woorde, jy dink aan God se leenaar. As jy dit nou so stel, seker ja. Maar ek weet hy is nie 'n leenaar nie, maar dit is wat my aksies wys. Jy sien. Kyk maar, wat as my nuwe seisoen kleiner lyk as wat ek verwag het? Ek het gedink nuut beteken groter, beter, meer opwindend. Maar partykeer voel dit nederig, stil, eenvoudig. Is dit reg so? Al die God begin selde met groot geraas, hoor. En in elk geval, ek dink ek het hierdie voorbeeld al gebruik, maar jy gaan mos nou nie 'n pasgebore babatjie 'n stuk steak gee om te eet nie. Jy gaan ook nie as jy begin praat om al klaar matriek toe stuur nie. Of 'n kar koop. Of 'n kar koop nie. Hy moet mos leer, hy moet eers deur 'n leerskool gaan. Dis net soos God. Hy gaan jou nie net, hulle sê mos altyd, gooi met die swemmer dat hy leer swem, dat hy te gaan. God sal nie dit doen nie. Hy sal jou eers op die trappie laat speel, en dan een trappie, so sal hy maak. Laat jy leer. Jy moet deur 'n fase gaan. Jy moet eers deur 'n leerskool gaan. Want hoe weet jy of jy volwasse genoeg gaan wees vir waartoe hy jou wil stuur? Jy kan nie net daar inspring nie. Presies soos, as jy onthou, ek weet nie, lees maar in die Bybel, toe die 2 disippels by Jesus gekom het, en by Jesus sê, maar hoor jy, hulle het gesukkel om daai demoon uit 'n man uit te haal, want hulle het hom sukkel geslaan. Hulle kon nie. Toe sê die man, hoekom kon hulle nie? Want hulle geloof was nog te klein. Hoekom was hulle geloof nog te klein? Want hulle het nog nie genoeg geleer nie. Hulle het nog nie genoeg gegroei in Jesus nie. Ek dink dit is die punt wat hulle daar wou gemaak het, of dit is die boodskap wat jy moet kry. Ja. So jy kan nie net 'n gunoptelling gaan oorlog maak, as jy nie eers weet hoe om daai geweer se magasyn in te sit. What's it gonna help? So jy moet jou ammunisie ken, jy moet weet hoe om te kan staande bly. Dis hoekom dit vir jou soms so voel. Tree vir tree. Onthou, soos ek nou vir jou gesê het, Jesus gee hy is vir ons 'n lamp, 'n lig vir ons voete. Hy is nie 'n lig vir ons pad nie, vir ons voete, sodat jy een tree op 'n slag gee. Okay. Maar, sê ek dink amper is in Sagaria 4:10 staan daar. Want wie verag die dag van klein dinge? Jy sien, nuutmaking is dikwels dieper, nie harder nie. God bou jou karakter voordat hy kapasiteit vergroot. Hy moet jou hart sien, jou hart moet na hom toe draai. Jy sien, wat stil begin, hou langer. Jy moenie onderskat wat God in eenvoud doen nie. He's got you. Dis mooi woorde. Maar hoe hanteer ek skuld oor gister terwyl ek vandag nie probeer leef? Ek glo God het my vergewe, maar my gedagtes bring my telkens terug. En hoe stap ek vorentoe sonder om heeltyd agtertoe vas te kyk? Dis is nou presies soos ek vir jou in die begin gesê het, mos nou. Daai pad wat jy stap, onthou, daai opening, daai deur waar ons deurgaan. Jesus mos sê dis klein. Dis 'n nou poort. Hoe gaan jy deur daai poort gaan? Ek sê altyd in jou geestesoog, sien daai poort as net jou figuur kan daar deurgaan. Daar's niks anders nie. Jy kan jou handsak saamvat nie, jy kan jou selfoon vas saamvat nie, jy kan jou kar sleutels, jou beursie, niks. Net jy as persoon kan daar deurpas. Dit is soos 'n mold. Dit is soos 'n mold. Daar's nie plek vir iets anders nie. Dis as jy selfs presies dieselfde soos hy bagasie wat jy ronddra, wat jy heeltyd terugkyk. Dis hy bagasie wat jy wil jy nou weer op jou skouers dra. Om oplaai.
want die vyand herinner jou daaraan. Jy besluit om dit weer te gaan optel. Hoe gaan jy deur daai mil kom? Hoe gaan jy daar aangaan? Deur daai nou poort. As jy daai bagasie weer dra. Jy moet dit mos laat gaan. Het jy net so YouTube dit shot af. gemaak het? Ek dink so, ja. Ek onthou dit nou. Jy sien, Jesaja 43 vers 18 sê, dink nie aan die vorige dinge nie. Kyk, ek gaan iets niets doen. God sê vir ons, moet nie daaraan dink nie. Hou op om aan te twyfel. Dis die vyand wat jou wil kom herinner. En wanneer die vyand jou wil kom herinner aan jou verlede, dan herinner jy hom aan sy toekoms. Dit is toekoms. Die ewige hel wat vir hom wag. O, Ja, okay. Maar wat doen ek op dae waar ek voel my geloof is net okay? Nie sleg nie, maar ook nie dit vat die vlam nie. Is dit verkeerd om nie altyd geestelik op 'n hoogtepunt te wees nie? Aldien geloof is nie 'n emosionele grafiek nie, hoor. Dis 'n verhouding. Soms gaan ons seker moeg voel, ons gaan afgemat voel, ons gaan voel God is nie daarby, God is ver. En dit is mos nou waar die vyand jou wil hê. Dit is nou waar hy vir jou kom stories vertel. Dit is ook waar hy vir jou vertel, o ja, maar onthou jy wat het jy laasjaar die tyd gedoen? En daar gaan jy gaan tel dit weer op. Maar onthou net, dit wat jy in die verlede gedoen het. Die sleg, jy kan dit al los. Maar jy kan ook van dit hou as 'n getuienis. Weet jy, ek was so en so en so. Ek kan dit nou met vreugde sê, want God het my nuut gemaak. Hy het my vernuwe. Ek is 'n nuwe skepsel, want hy het die ou dinge wat verbygaan. So, vergeet van dit. Jy sien Aldien, en dan jou vryheid begin wanneer jy saamstem met God se waarheid. Okay. Hoe help ek ander sonder om myself leeg te maak? Ek wil beskikbaar wees, maar ek raak ook soms uitgeput. Ek weet nie. Ja, Aldien, weet jy, ons raak uitgeput nie. Dit is hoekom ek vir jou sê, dit is hoekom ons nou so baie na daai herleistasies van ons toe moet gaan. En jy weet, selfopoffering sonder wysheid lei tot uitbranding. Matteus 1 vers 35 sê, wys dat Jesus self alleen gaan bid het. Hy het alleen tyd met Vader gaan spandeer. Hy het hom een kant gaan hou. Net hy en Vader. Dit is waar hy sy petrol gekry het. Hy het daar gaan petrol ingooi. Jy sien, jy kan nie uit 'n leebeker skink nie. God vra nie dat jy almal red nie. Net dat jy gehoorsaam is. En rus is deel van gehoorsaamheid. Onthou net 'n nuutgemaakte lewe weet wanneer om ja te sê en wanneer om stil te raak. Jy kan sê ek het nie nou tyd nie. Jy hoef nie oral altyd te wees nie. Dis nogal Jy interessant. help waar jy kan. Dis nogal interessant. So ek kan ook baie keer nee sê. Jy kan ja, sê ek kan nie jou nou dadelik help nie, maar as jy my tyd gee, dan sal ek daaraan aandag skep. Nou natuurlik gaan ons vir God Vader vra, help my om te kan onderskei wat is noodbelangrik en wat is nie. Dat jy daai onderskeiding kan optel. Dit wat kan wag, kan wag. Okay. Maar Chris, hoe bly ek hoopvol wanneer dinge stadig verander? Ja, jy weet dus ek's baie ongeduldig. Ja, Aldien, jy moet net mooi onthou, God is nooit laat nie. Hy is altyd op tyd. Prediker 3 vers 11 sê, hy het alles mooi gemaak op sy tyd. Niemand het hom aangejaag nie. Hy was nie laat nie. Alles was ons perfek op daardie stadium daar gewees. Jy sien, jy moet net onthou nie, onsigbare groei is steeds groei. Al kan jy dit nie dadelik sien nie. En onthou, God werk dikwels onder die grond, voor iets bo wys. Dit is hoekom hy sê, hy eers saadjie gaan plant. Hy gaan ons moet ontkiem eers, en dan gaan hy begin, word miskien net dan gaan hy begin groei. Net so ook, is ons geestelike leerskool, klas. Nou moet jy onthou, vertroue leer jou wag, sonder om te paniekerig te raak. En dan moet jy onthou, 'n nuutgemaakte lewe leer ritme, nie gejaag nie. God is nie gejaag nie. Onthou, ons Vader is 'n Vader van orde. Ek sien dit so, graad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
dan is jy eers klaar met skool. Ja. Daar's 'n orde, net so ook in God se skepping. Maar wat as mense my steeds sien vir wie ek was en nie vir wie ek nou is nie? Aldien, weet jy wat, dit is die hartseer van alles. Mense sal dit altyd sê, mense sal altyd die verlede opbring. En mense werk met herinneringe, maar God werk met waarheid. Weet jy, dan kan jy actually vir hulle met sekerheid sê, jy kan vir 'n glimlag vir hulle sê, ja, julle is doodreg. Dit is wie ek was en waar ek was. Dank die Here, ek is nie meer daar nie. Kom ek vertel julle hoe hy my nuut gemaak het. Dis pragtige woorde Ja, en is maklik om te sê. natuurlik, jy moet net nie skaam wees vir Vader. 1 Samuel 16 vers 7 sê, die mense sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Jy sien, jy hoef mos nou nie jou transformasie te verdedig nie. Tyd en vrug praat harder as verduidelikings. Bly jy maar net getrou. God doen die bewyswerk. God sal hulle laat sien. Maar, hoe lyk gehoorsaamheid dan in klein dinge? Hoe jy praat, hoe jy reageer, hoe jy kies, wanneer jy met iemand praat, wat jy vir hulle sê, dit is klein dingetjies. As jy die laaste suiker gebruik in die pot, maak jy hom weer vol, of sit jy hom net so leeg in die kas, sal jy iemand se koppie so, ourie, ek se pad so te vat, soms sy koppie sit in die wasbak. Liefdesdade, dis Dinge wat ek nooit doen daai nie. eenvoudige goedjies. Lukas 16 vers 10 sê, hy wat getrou is in die minstes is, ook getrou in die grootste. Sien, jy gaan eers moet weer eens soos 'n babietjie. Op die boutjie skuur, dan kruip, dan loop, dan hardloop. Presies so. God sal sien, o, maar sy is getrou daaraan, sy is getrou daaraan. O ja. Ek meen, jy kan dit ook so sien. Die baas van hierdie plek gaan jy mos nie nou ewe skielik net vertrou met 10 miljoen rand. As hy nie weet dat jy vertrou met 100 nie. Ja, seker waar. Selfde ding. Jy sien, Eldien, God bou groot dingetjies met klein besluite. En dat moet jy onthou. Chris, hoe hanteer ek mislukkings sonder om terug te gly in selfveroordeling? God se genade is groter as jou foute. En dit moet jy altyd onthou. Onthou, die vyand gaan vir jou kom sê, weer eens, ek gaan nie jou regtig vergewe, jy doen dit aan oor en oor, en sovoorts. Maar, wat sê God? My genade is vir jou genoeg. En sê God nie in Spreuke 24 vers 16, wanneer regverdig val 7 maal en staan weer op. Jy sien, val is nie die einde nie. Jy bly nie lê nie. God maak jou nie aan jou val nie, maar aan jou opstaan. 'n nuutgemaakte lewe staan altyd weer op. Hoe weet ek God is steeds besig met my? As jy honger is na hom, werk hy. Sien, Filippense 1 vers 6 sê, hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig. God sal jy ons nooit half klaar los nie. Hy sal ook nie half klaar projek verlos nie. Nee, hy maak klaar wat hy begin het. Hy hou nie op nie. So jy sal weet, want in elk geval, ek glo ook nie, jy kan ophou groei in jou geloof nie, jy kan nie. Want daar is net te veel om elke keer by te leer. Maar hoe hou ek my fokus reg? Hou jou oop, Jesus. Nie afdwaal nie. Makliker gesê as gedaan. Ja, dit is moontlik. En as ek soms, ek sampel klaar, maar ek net weet, as ek soms twyfel? Twyfel is nie ongeloof nie, hoor. Markus 9 vers 24 sê, wys eerlike geloof. God ontmoet jou eerlikheid. Maar, en hoe leef ek môre weer nuut? Eendag op 'n slag. Elke oggend is jou emmertjie met genade daar. Elke oggend is 'n nuwe oggend. Eintlik word jy elke oggend nuut gemaak. Dis hoekom ek sê, vat jou Bybel elke oggend. Nie jou foon met die negatiewe goed op nie.
Hulle klaagliedere 3 vers 23 sê, dit is sy genade is elke oggend nuut. Genade het 'n herlaai knoppie. Elke oggend daar. Okay. Dis regtig baie mooi, maar as jy alles moet opsom, wat is die kern van die nuutgemaakte lewe? Eldien, leef afhanklik, gehoorsaam en hoopvol elke dag. Jy sien, God vra nie volmaaktheid nie, net oorgawe. En onthou, die nuutgemaakte lewe is nie foutloos nie, maar vol genade. Okay, ek dink ek verstaan nou. Dis nie 'n perfekte week nie, dis 'n toegewyde week. Presies. God soek ons nie superchristene nie. Hy soek beskikbare harte. Nou, jy sê altyd, jy moet bereid wees, byvoorbeeld, om jou skoene aan te trek. Jy moet bereid wees om Jy iets te doen. moet ook iets doen. Ja, Jy moet vir God wys ek wil. ja. Ek gaan nie alles vir jou doen nie. Jy moet daai besluit neem om Jesus te volg. Okay, wel dan begin ek môre weer nuut. Dis al wat God vra. Jy moenie bekommerd oor môre wees nie, want elke dag het genoeg bekommernisse van sy eie. Lewe vir vandag. En môre doen hy dit weer. Ja, maar nou het ek net aan 'n ding gedink. In plaas van om te sê môre begin ek nuut, hoekom begin ek nie nou weer nuut nie? Amen. Dit is wat ek nou net besef het. Wat help dit om te Amen. wag tot môre, want wat sê jy altyd? Môre is dalk nie vir ons beskore nie. Nou sê jy weet nie of môre vir jou kom nie. Ja. Nou So in sê, plaas van om te wag tot môre, kan ek nou weer nuut begin. dankie tog. Amen. Dankie, Chris. Dankie Eldien. Okay, ek moet gaan. Etenstyd weer om. Ai, Maar voor jy al, kom ons sluit net af, maak die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie weer eens vir hierdie tydjie wat ons in u teenwoordigheid nog gespandeer het. Vader, maar ons wil nie net hierdie tydjie in u teenwoordigheid wees. Here, ons wil die hele dag 24/7 in u teenwoordigheid wees. Vader, ons kan nie sonder en ons wil nie sonder u lewe nie. Here, ons kan nie eers een tree voor die ander een gee as u nie by ons is nie. Dankie Vader dat u nooit ver is nie. Dankie dat u altyd by ons is. Laat ons net ons geestesoë oopmaak en in geloof loop en weet dat ons weet u is met ons. U gees is dan in ons. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. amen. Ja, sy vriende, ek hoop julle het dit geniet. En ja, vriende, ek wil weer vra, as daar iets is wat julle wil hê ons moet bespreek, stuur dit vir ons deur asseblief. My nommer is 083-232-2442 en 'n skierige Eldientjie sin is 082-92-49458. en daar sê En onthou, JCR Ministration is ons YouTube kanaal en daar kan julle ook bietjie meer leer van Chaplaincy SA, van Walks Word of God Seminary en al hierdie dinge waar ons betrokke is. So ons nooi julle asseblief, sluit by ons YouTube kanaal aan en as julle vra het, julle is welkom om dit op YouTube ook te pos as julle te skaam is om ons te kontak. daar sê vriende, ek hoop om van julle te hoor. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Totsiens. My life is not my own. It belongs to you. I belong to you. 'Cause you paid the greatest price to set me free, to redeem me. So now I'm placing everything into your hands. Take my hopes and dreams and all my plans, 'cause I'm dying to myself so I can live for you. Jesus, I'm gonna live for you. I'm gonna live
it belongs to you. I belong to you. 'Cause you paid the greatest price to set me free, to redeem me. So now I'm placing everything into your hands. Take my hopes and dreams and all my plans. 'Cause I'm dying to myself so I can live for you. Jesus, I'm gonna live for you. I'm gonna live for you. Cause I belong to you. I belong to you. I belong to you. I belong to you. So use me as you please, 'cause I belong to you. I belong to you. There's a wind a-blowing all across the land, fragrant breeze of heaven blowing once again. Don't know where it comes from, I don't know where it goes. Let it blow over me. Oh, sweet wind, come and blow over me. There's a rain pouring, showers from above, mercy drops are coming, mercy drops of love. Turn your face to heaven, let the water pour, let it pour over me. Oh, sweet rain, come and pour over me.
breeze of heaven blowing once again.